'n amazing voorreg wat ons het, om te sê dat hy ons verlosser is, en dat hy ons Jesus is. Dis een van die beste goed wat ons kan doen vanoggend. En daarom ook gaan ons tema vanoggend wees, gestrand tussen Egipte en die Rooi See. Nou dis nogals 'n vreemde tema vir 'n oggend, en as jy daar kan sien, gaan ons spesifiek praat oor Israel en Egipte. En ons weet die hulle verhaal self was eintlik 'n dramatiese verhaal gewees. Dit wat hulle moes deurgegaan het, die reis wat hulle moes gestap het, dit kon nie maklik gewees het nie. Daar in die woestyn, al die goed wat hulle moes deurgaan. Die wonder van, gaan ons kos hê, gaan ons voorsiening hê, gaan ons dit hê, gaan ons dat hê. Dink net wat moes hulle alles beleef het. Maar hulle het iets beleef wat ons vandag ook nog kan soek. En wat ons ook kan soek om te beleef. Maar tog wat vir my bietjie vasgeval het met hulle 'n verhaal, is ken ons die omgewing of die geografiese gebiede en sulke goed waardeur hulle gestap het. Weet ons hoe dit gelyk het en hoe hulle deur hierdie goed geloop het. En wat beteken hulle omstandighede en die reis wat hulle gestap het vir ons vandag spesifiek. Nou daarom gaan ons kyk na Exodus 13 en 14, en ons gaan deur die hele 2 hoofstukke bietjie deurblaai, die tekste gaan nie op die bord verskyn nie. Maar dit is in hierdie 2 hoofstukke wat hulle verhaal begin, waar hulle in die wildernis begin ingaan en hulle reis deurvat. Maar dit is nie net hierdie 2 hoofstukke wat praat van hoe hulle in die wildernis gestap het nie. Dit gaan deur reg nog 2-3 boeke verder aan tot in Josua 6, wat hulle die beloofde land ingaan, en dan gaan dit nog verder. So hulle verhaal is regtig 'n groot verhaal, 'n 40 jare lange verhaal, wat ons kan lees. Stories wat ek dink nie eers regtig alles opgeteken is nie, goed wat met hulle gebeur het, die vrae wat hulle die Here gevra het, selfs die vertroue wat hulle in die Here moes gesit het, of die verlange wat hulle gehad het van 'n fisiese blyplek, 'n gebed wat hulle huis kan noem. Dit alles kon hulle wel met ons gedeel het, maar spesifieke goed is met ons gedeel. En ons kan kyk daarna en vra, wat kan dit vir ons beteken? Want hulle het ook hierdie reis gevat met 'n leier wat voor hulle geloop het, Moses, wat 'n opdrag van God ontvang het en gehoorsaam was, en dit gaan doen het. Maar tog ook hierdie volk het vasgehou aan die belofte wat God vir hulle gegee het, om te sê, maar ek gaan julle in 'n beloofde land instuur. Julle sal 'n land kry wat julle land is. 'n land wat julle sin kan noem. En dit is wat vir my so mooi is, iets waarin hulle vasgehou het, 'n belofte wat hulle geweet het, God gaan hulle laat bewaar word. Al het hulle baie keer getwyfel ook. Al het hulle baie keer vrae gevra of teen die Here gedraai. Is dit 'n belofte waarin hulle vasgehou het en hulle dit gevolg. Nou as ons kyk in hoofstuk 13 spesifiek, begin hierdie hoofstuk dan so, eintlik om waar God vir hulle voorskrifte gegee het van hoe die volk mag geleef het. Dit wat hulle moes gedoen het en dit wat hulle nie mag gedoen het nie. Maar wat vir my opvallend is, dat God vir hulle sê, maar wy julle eerstelinge, julle eersgeborene kinders aan my. Maar nie net hulle kinders nie, selfs hulle diere. Die eersgeborene moet gewy word aan my en vir my teruggegee word. Nou dit klink tog as half bekend. Dit het ook gebeur met Egiptenare waar hulle eerstelinge gesterf het. Waar hulle eerstelinge eintlik so opgeoffer het, sodat die Israeliete kon vrygekoop word. Sodat hulle uit slawerny bevry kon word. Maar hierso het God vir hulle gesê, maar gee hulle terug aan my in die sin van, wy hulle aan my toe. Gee hulle aan my terug, sodat my belofte deur hulle gewerk kan word. Dat julle dit kan raak sien. Maar tog ook sê Moses vir die volk, onthou die dag wat God ons bevry het uit slawerny uit. Onthou hierdie dag, herdenk dit. Want dit is 'n dag wat die Here ons losgekoop het. So hulle het dit eintlik verander in 'n feestyd in, wat hulle gevier het. Elke jaar op dieselfde tyd het hulle 'n fees gevier van, ons is vry. Ons is losgekoop uit slawerny, ons het wegbeweeg daaruit in ons nuwe identiteit in.
in ons nuwe roeping in. Maar so ook, hierdie fees spesifiek was so gewees om te sê, maar julle mag geen goed eet wat suurdeeg bevat nie. Nou dis nog 'n vreemde ding vir ons vandag om te sê, maar ons gaan nie goed eet wat nie suurdeeg bevat nie. Maar dit was juist 'n opdrag van God gewees. Moenie goed eet met suurdeeg in nie. Nou, vers 5 in hoofstuk 13 sê dan vir ons dan nou die volgende. Die Here het met 'n eed aan julle voorvaders beloof om vir julle die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Jewiete en Jebusiete te gee. Wanneer hy julle bring in die land wat oorloop van melk en honing, moet julle die volgende verpligtinge in hierdie maand nakom. So dis nie net dat hulle moet wegskuif of die suurdeeg met een kant toe sit nie, maar hulle gaan in 'n land wat oorloop van melk en honing. Melk en honing wat 'n eintlike belofte is van God se voorsiening. Iets wat God vir hulle gaan gee, sodat hulle nie honger en dors gaan ly nie. God gaan vir hulle daar wees. En dis 'n mooi belofte wat die Here vir hulle gegee het, en iets wat ons kan in vashou. Maar dan verder in die hoofstuk noem God weer, maar wy julle eerste geborelinge aan my. Sê vir hulle, julle is 'n belofte wat ek vir julle kan gee, sodat ek julle kan vrygekoop het. En dis mooi, omdat Here dit 2 keer vir hulle sê, dis 'n belangrike ding. Wy julle eerstelinge aan my. Nou ons weet baie keer as ouers, en ek weet ouers praat nogal so, om 'n kind te hê kom nie met 'n handleiding nie. Julle almal kan nogals daarvan getuig, en is moeilik baie keer om kinders groot te maak. Ek as kind beleef dit met my ouers. Maar hierso het God nogals spesifieke goed gesê wat die ouers aan die kinders moet sê, as 'n rede vir vrae wat die kinders het. Hoekom is ons uit slawerny uit bevry? Hoekom is ons uit Egipte uit? Wat het daar gebeur? Wat is die doel agter alles? En die belofte van, ons gaan in 'n beloofde land ingaan, van melk en honing. Nou vers 14 en vers 15 in hoofstuk 13, sê dan dit so vir ons. As julle kinders later sou vra, wat beteken dit? Moet julle vir hulle sê, met groot mag het die Here ons uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry. Want toe die Farao hardkoppig was om ons te laat vertrek, het die Here al die eerstelinge van die Egiptenaars laat sterwe, mens en dier. Om hierdie rede offer ons die manlike eerstelinge van elke dier aan die Here, maar koop ons elke eerstgeborene seun los. So mooi belofte eintlik, en betekenis en beskrywing vir dit wat regtig besig is om te gebeur. Dit wat God gesê het, die volk moet doen. So die ouers in die woord gaan om aan hulle kinders te verduidelik, wat het die Here gedoen, wat is besig om te gebeur. En dis eintlik mooi. So die betekenis in daai 2 verse wat ons kan bietjie gaan nagaan. Maar tog ook kan ons sien dat dit wat hulle moes deurstap, dis nie 'n maklike pad nie. Ek meen hulle het gekyk terug wat hulle in Egipte gehad het, en hulle het niks agtergelos nie. Hulle het alles saam met hulle getrek. Hulle het gesê, maar hulle pak alles so saam, dat hulle weet hulle gaan nie weer teruggaan nie. Hulle gaan nie weer in daai slawerny vasgekeer word nie. Maar nou het hulle deur hierdie woestyn al getrek, vir hoeveel dae en maande en soveel kampe nou opgeslaan, en hier kom hulle by die Rooi See uit. Maar ook in die teks praat hulle ook van die Rietsee. 'n see wat vol riete was, wat baie goed rondom hom was. Maar wat vir my nogals opvallend is van hierdie hele gebied waar hulle self nou bevind, is hoe dit lyk. En ek wil graag hê ons moet kyk na die volgende fotootjie, om te sien hoe die 'n ligfoto is van hoe daardie gebied lyk. Dan kan julle sien, daar is so 'n klomp berge. Dis 'n groot streek bergreeks wat hulle moes deurstap om tot by die see te kom, hierdie Rooi See in die middel. En die Rooi See is nie so groot nie, daar's verskillende afmeters en goed wat hulle gedoen het, en nogals baie tegniese goed, maar kyk net daai gebied. Dink net hoe moeilik moes dit vir hulle gewees het om so oor hierdie berge te loop, om tot by die see te kom. En te vra, maar Here, wat nou? En soos wat hulle daar so staan, en
hierdie see wat voor hulle lê, die berge rondom hulle, het hulle gevra gehad, maar Here, wat? Hoekom? Waar is ons nou op pad heen? Wat is die plan met ons? Want ek ben op daardie punt, toe hulle daar gestaan het God vir Moses gesê, maar die Farao is op pad. Die Farao is besig om agter julle aan te loop, agter julle aan te jaag, want hy wil julle terug hê. Want ek besef, nou my slawe is weg, die mense wat vir my gewerk het, is nie daar nie. Hoe gaan ons nou oorleef? So hierdie Israelitiese volk is vreesbevange vir dit wat besig is om te gebeur. Die vyand is agter hulle aan. Dis 'n see voor hulle kan nêrens heen gaan nie. Wat nou? Wat is die doel? En dan kom hoofstuk 14, vers 10 tot en met vers 14, wat dan vir ons sê, dit staan daarso, toe die Farao nader kom, sien die Israeliete skielik die Egiptenaars sit hulle agterna. Hulle het baie bang geword en benoud na die Here geroep. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat het jy ons aangedoen, dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jy ons in Egipte gesê, om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het vir die volk geantwoord, moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red. Want soos julle die Egiptenaars sien nader kom, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm. Die Here sal vir julle veg. En dit is Moses se antwoord gewees aan hierdie volk, toe hierdie goed so gebeur het, toe hulle gesien het, dat die Egiptenare besig is om agter hulle aan te kom. Maar hierdie woorde van Moses, persoonlik vir my, ek het myself probeer in daardie situasie sit, sou ek kalm genoeg gewees het? Sou ek rustigheid ervaar het, as ek gesien het die gevaar is op pad en die voor is 'n see en ek weet nie wat te kant toe nie? Nie noodwendig nie. En dit is waar die tweede prentjie dan nou inkom, om vir ons hierdie gedeelte te verduidelik. Nou, om te sê, daar is dit waar die Egiptenare hierdie berg, of die Israeliete hierdie berg reeks gekom het, waar hulle vasgevang was, gestrand was op hierdie strand, en hulle weet nie wat te kan toe nie. En hulle is bang en vreesbevang, en hulle vra vir Moses hierdie vraag, maar hy sê vir hulle, bly kalm. Hoe kan ons kalm bly as ons omgewing so lyk? As ons nie 'n pad het vorentoe, as ons nie weet waartoe ons op pad is nie. As dinge vreemd is. Maar tog juis met dit, dink jy die smeekgebede wat ons opgaan. Dink net, hoe moes hulle na God roep, Here help ons, Here gee vir ons uitweg, Here waar is U? Hoekom is ons getrek het? Dink net wat moes daar alles gebeur het. Maar tog is dit hier so juist spesifiek waar dinge onmoontlik lyk, waar God deurgekom het, waar God 'n antwoord kom gee. Nou verder in die teks lees ons hoe God hulle kom beskerm het met wolkkolomme en vuurkolomme, hoe God selfs tussen die Israelitiese volk en die Egiptenare gekom het om hulle te beskerm, dat Egiptenare nie by die volk kon uitkom nie, soos dat hulle so op die strand gestaan het. En tog ook wat God vir Moses gesê het, maar gee tree in die see en lig jou hande uit, sodat die see oopgaan, dat jy kan deurstap en die volk is deur daardie see op droë grond. Hulle het deurgeloop. Dink net die verwondering van wat is besig om te gebeur, wat het God nou net vir ons gedoen, is dit reël? Verstaan ons regtig wat God hierso vir ons kom doen het? En soos dat hulle al deurgestap het en teruggekyk het, sien hulle hoe die Egiptenare agter hulle aangaan en hulle eintlik toegegooi word onder daardie water, dat die water oor hulle gaan en hulle is weg.
So dadelik sien hulle God se beloftes wat Moses nou net vir hulle gesê het, van moenie bang wees nie. Julle sal net die Egiptenare so sien, soos wat hulle sien aankom. Dis juist, hulle het gesien hoe die Egiptenare hulle lewens verloor, sodat hulle, die Israelitiese volk, beskerm kon wees. So dadelik het hulle vryheid beleef, en nie net vryheid van slawerny, maar vryheid van hulle vyande. Vryheid van dit wat met hulle gebeur het. En dit is wat mooi is, om hulle verhaal dan so raak te sien, en onsself in hulle verhaal te gaan sit. En waar sal ons onsself dan regtig plaas, as ons onsself plaas in hulle verhaal? Veral spesifiek waar hulle gestrand is op die strand, voordat hulle op die Rooi See gaan. Hoe sal ons lewe gelyk het? Nou kom ons wees eintlik dood eerlik met mekaar. Hierdie is 'n seer en 'n stuk wat ons nie verstaan nie. Hierdie seer wat hulle beleef het, is ook deel van ons lewe. Gebrokenheid wat ons beleef, 'n verlede wat ons het, wat dalk vir ons kom sê, maar hoorie, so jou verlede is nie mooi nie. Goed het gebeur wat nie reg was nie. Kyk bietjie terug, sien hoe jaag hierdie verlede jou, dit kla jou aan, dit sê jou sleg, dit kom herinner jou, maar jy is nie goed genoeg nie, maar eintlik is ons goed genoeg. Die Here het ons gekies om sy kinders te wees. So ons voel baie keer gestrand, so op die strand, tussen ons verlede en ons onbekende toekoms wat voor ons lê. Want ons weet nie wat voor lê nie, ons weet nie wat die Here se plan is nie. Maar juist in dit is die tyd dat ons, soos die Israeliete daar op die strand kan sê, maar Here, waartoe nou? Wys vir ons die pad, maak dit vir ons duidelik oop. Geef vir ons 'n rigting. En daarom kan ons ook sê, die lewe wat ons ken, is die lewe wat ons nou leef. 'n lewe wat ons beleef het in ons verlede, dit wat ons gebou het, dit wat ons geleer het uit ons foute uit. Maar tog, wat lê voor ons? Wat sien ons, wat ons nou kan uitsien? Is daar iets waarna ons kan uitsien? Want in vandag se tyd kan ons sê, maar ons is ook slawe. Slawe van 'n gejaagde lewe. Slawe van dalk een vergadering na die volgende vergadering, of slawe van om te leef van een salaris na die volgende salaris toe. Of selfs dalk slawe van wat ook al ons vashou. Wat die goed is wat ons jaag. Hoe lyk ons in ons slawerny? Of hoe lyk ons Egipte? Wat is dit wat ons vashou? Maar tog het God gesê, ek kan jou vry kom koop. Ek gaan jou vry kom koop deur om my seun te stuur om aan die kruis te sterf. Sodat jy nie hoef nodig te wees om vasgevang te wees in die slawerny van die wêreld nie. En dit is wat mooi is van wat God vir ons kom doen het. Maar tog baie van ons beleef nog hierdie feit van ons is gestrand op die strand. En ons sien hierdie goed wat rondom ons is, hierdie berge en of ons seer en gebrokenheid, en ons sien 'n onbekende toekoms en ons weet nie hoe nie. En dis juist waar ek dan nou hierdie teken beleef van 'n groot stop. Julle weet hierdie groot stoptekens wat 'n mens sien. Dalk gee die Here vir ons vanoggend 'n stopteken en sê, maar stop net vir 'n oomblik. Al is hierdie berge rondom ons, al is 'n see rondom ons en ons verlede is besig om ons in te haal en die goed is besig om ons te kom oorval. Kom ons stop net 'n bietjie. Kom ons evalueer dit wat rondom ons regtig aangaan. Want ons elkeen is in 'n ander seisoen ook, en hierdie seisoen waarin ons dalk is van nou om op die strand te staan en te wag en te sien wat die Here besig is om te doen, is juist 'n pad en 'n seisoen waar die Here besig is om met ons te werk. Waar hy besig is om goed te skaaf en te skuur en ons te vorm, sodat ons kan wees soos wat hy wil ons moet wees. Want ons elkeen se lewens lyk anders ook, en party van ons staan op die drempel van aftrede. Of dalk ken ons 'n hele klomp mense wat die afgelope jaar of so afgetree het, of dit kom nog. Of selfs 'n
met 'n onbekende toekoms, van 'n seisoen waarin ons is, ons moet nog skuif, of dinge gebeur en dinge verander, maar ons weet nie wat verander of waartoe dit verander nie. Vra wat ons eintlik vra van, wat lê in my toekoms en hoe kan ek sterk staan? Maar tog sê die Here vir ons, vertrou my. Wees gehoorsaam aan my. So stop en van hierdie gejaagdheid en gesoek na jouself. Kom fokus op my. Kom ons sit ons lewe in die Here se hande en sê, my Here, wys vir my. Want jy is daar. Ons is nie nodig om net deur 'n oorgangsfase te gaan in ons lewe nie. Die Here is besig met ons te werk. En juist Matteus 6, vers 34 sê vir ons, moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. 'n belofte wat die Here vir ons kom gee, om te sê ons het nie nodig om te bekommer oor môre nie, en ja, ons bekommer, want het ons genoeg kos, het ons klere, het ons genoeg geld om te doen wat ons nodig het om te doen. Maar tog sê die Here, ek sal voorsien. Ek sal kom gee, ek sal vir julle kom gee in julle behoeftes wat julle nodig het. So eintlik waar Moses vir die volk gesê het, maar word kalm, die Here sal vir julle deurkom, is eintlik ook 'n ding wat hy vir ons kom sê vandag, om te sê, word kalm. Raak rustig, gaan sit by die Here en kom beleef sy teenwoordigheid. Want dalk is dit nodig dat ons net met partykeer sit en net met luister. Want baie keer maak ons eie planne en ons sê, maar Here, ek het hierdie planne, gaan U in my planne inpas. Nie van Here, kan ek in U planne pas nie. Hoe lyk U planne vir my nie? Daarom het ons nodig om te stop. Nodig om stil te staan en terug te draai na die Here toe en eintlik saam met die volk te smeek, Here, wys vir ons. Gee vir ons hierdie antwoord, hierdie deurbraak of hierdie pad wat ons moet stap. Waartoe ons moet gaan. En wat vir my mooi is, die woord stilte of stil wees en kalm wat Moses so gebruik het, wys eintlik ook vir ons om net te sê, wees rustig by die Here. Gaan sit in stilte by hom. Draai hierdie gejaagdheid en hierdie geraas van hierdie wêreld, sit dit eenkant toe. Fokus op die Here. Draai terug na hom toe en dit is al wat hy van ons vra. Is dat ons by hom gaan rustig word met tye wat vir ons onmoontlik lyk. Tye wat vir ons lyk asof daar nie 'n deurbraak is nie. Maar juist daar kan ons sê, my Here, ek kom sit by U, ek kom wag op U. Want ek wil in U planne, in U wil ek beweeg. Want eintlik so ook, wanneer ons onsself so oorgee en in stilte gaan sit by die Here, dan is dit waar ons regtig losbreek van ons verlede. Waar ons losbreek van die slawerny, van gejaagdheid of van wat dit ook al mag wees. Maar ons kan losbreek. En ons kan ons nuwe realiteit en ons identiteit in Christus kry. Die een wat vir ons gesterf het, die een wat vir ons lewe gee. Want tog met dit, ook wanneer ons so stil sit en die Here met ons praat, is dit ook wat ons kan sê, maar ons moet onsself vergewe vir goed, sodat ons kan losbreek. Of ons moet ander mense vergewe, sodat ons kan losbreek. So dis 'n konfrontasie met onsself, om by die Here te gaan sit. Maar so kom werk die Here met ons en al wat hy vir ons draai met jou gedagtes na my toe, om sien hoe ek jou uit Egipte uithaal, om sien hoe ek jou kom losbreek en vry maak, sodat jy die beloofde land kan instap. So ons het nie nodig om gejaag te wees, ons het nie nodig om te wonder oor, het ons lewe betekenis gehad, of het ons genoeg gedoen en gegee, en genoeg as 'n gelowige geleef nie. Ons kan weet dat die Here met ons elkeen werk, en dat hy besig is om deur ons lewe getuienis te wees vir ander. Deur ons lewe waar ons in stilte by die Here sit, wat dit vir ons onmoontlikheid, wys ons vir ander mense, maar die Here is ons toekoms, die Here is ons fokuspunt. Hy is die een wat ons lei,
Maak nie saak waantoe ons op pad is nie. Maar hy lei ons, hy dra ons. Want tog Jesus het klaar in Johannes 10 vers 10 ook gesê, dat hy het vir ons die lewe kom gee, en die lewe in oorvloed. En daardie lewe in oorvloed moet ons vat. Al is ons nog gestrand tussen Egipte en die Rooi See, ons kry daardie lewe in oorvloed. En ons moet daardie lewe vat en ons moet dit leef. En dit is wat mooi is. Dit is 'n uitnodiging wat die Here vir ons gee, wat ons moet aangryp. So wat is dit wat die Here vir ons wil kom sê vanoggend? Wat wil hy regtig met ons kom deel? Nou my samevatting is ek regtig so gestrand in my lewe? Is ek gestrand in my geloof, in my reis saam met die Here, dat ek hom nie beleef nie? Wat is hy besig om te doen in my lewe, en hoor ek sy stem regtig, soos wat ek na hom uitroep? Is hy besig om my te antwoord? Of is ek meer gefokus op my eie planne en my eie goed wat ek doen? Waar lê ons elkeen? Maar meer is hierdie uitnodiging ook 'n uitnodiging van vertroue. 'n Uitnodiging waar die Here vir ons sê, maar vertrou my genoeg, want ek is besig om met jou op pad te stap. Ek is besig om 'n toekoms vir jou voor te berei, wat mooi is, en wat goed is, en wat my kan verheerlik. So maak nie saak in watse fase van ons lewe ons is nie. Die Here het 'n toekoms vir ons, en ons kan dit aangryp. Ons kan dit gaan lewe. Nou Jesaja 43 vers 18 tot 19 sê ook vir ons, maar moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. 'n Mooi belofte is dit net nie wat die Here vir ons gee nie. Belofte van hy is daar, hy sal riviere laat uitkom, hy sal lewe gee, hy sal vir ons 'n pad maak. So al wat ons kan doen is net om te stop. Te gaan stop, ons omgewing dalk 'n bietjie te evalueer en te kyk wat aangaan, maar ons self ook te evalueer en te sê, my Here, ek vertrou U dalk nie genoeg nie. Leer my om U te vertrou. Leer my om my toekoms in U hande te sit. En leer my om vry te kom van my verlede. Want net soos Micha 7 vers 7 vir ons sê, my God sal my gebede verhoor. So sal God ons elkeen se gebede verhoor. Ons elkeen se smeekgebede, ons elkeen se uitroep na die Here vir 'n uitkoms of vir 'n pad of vir dit wat ons nodig het. Die Here sal ons gebede verhoor. So al voel ons gestrand, al is daar goed wat nie sin maak nie. Kom ons draai na die Here toe, kom ons luister, kom ons sit ons lewe terug in sy hande. En ons volg ons leier, Jesus Christus, wat ons verlosser en ons koning is. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons vanoggend hier so kan sit, Here, en kan hoor dat ons moet stop. Here, stop om gejaag te wees, stop om sekere goed te doen wat ons eintlik net uitput. Here, help ons ook om nie net ons vertroue in U te sit nie, maar Here, dat ons lewe in U hande sal sit. Dat ons toekoms in U hande sal sit, Here, en sal weet dat U ook vir ons 'n pad sal maak. Dat U ook vir ons 'n rigting sal wys en vir ons sal sê waar ons op pad is. Maar Here, help ons ook om, wanneer dit die regte tyd is, dat ons die eerste tree sal gee. Die tree agter U aan. So dankie vir dit, Here, dankie dat U ons lei, dankie dat U ons nie los op die strand nie, maar dat U ons vry maak en ons vrykoop. Dankie vir dit, Here Jesus. Ek bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.
Kom ons dank die Here ook so met ons dankoffers.